Hallo, my naam is Gawie Snyman. Oom het my gevra om so 'n bietjie te gesels oor boeke wat ek dink sinvol sal wees om Suid-Afrika en die bestel waarin ons leef en ook ons mense bietjie beter te verstaan. Ek het 'n paar van die boeke saamgebring. Die eerste een wat ek wil voorhou is Shaka Zulu deur E.A. Ritter. Oom John het hom nogal vir my aanbeveel. Hierdie boek is vir my baie insiggewend om vir van ons moderne mense om 'n bietjie te lees en te sien hoe Afrika was voor Christendom bekendgestel is, die Christendom of Christus aan hulle bekendgestel is. Dit gee ons 'n baie goeie idee van hoe Afrika se mense, se kulture daarna uitgesien het. Hierdie is nou spesifiek die Zulus, maar dit gee vir ons 'n baie goeie idee van hoe Afrika daarna uitgesien het voordat Jesus Christus aan hierdie volke bekendgestel is. Die volgende een wat ek wil voorhou is dan 'n baie bekende een, Die Afrikaners van Herman Gilomee. Baie goeie boek, hy's ook in Engels natuurlik beskikbaar. Baie goeie boek oor die geskiedenis van die Afrikaner volk. Gee 'n baie goeie voorvlug oor ons, hoe kan ons sê, ontwikkeling as volk en totstandkoming as volk. Gee ook 'n baie goeie perspektief op hoe ons onsself beskou. En as 'n mens 'n bietjie iets wil verstaan van die verlede en spesifiek van die Afrikaner wat 'n sterk teenwoordigheid in Suid-Afrika het, is dit altyd 'n goeie boek om te oorweeg. 'n volgende een is natuurlik People's War van Anthea Jeffrey. Baie goed om die ANC te verstaan, die bevrydingsbeweging of die ANC as bevrydingsbeweging te verstaan. En ook binne 'n konteks waar die Afrikaner of spesifiek een groep of sê nou maar een bestel van al hierdie ongeruimthede en baie slegte dade beskuldig word, is dit ook 'n baie goeie bron om net te sien wat die oorgang van die voor 94 bedeling na die na 94 bedeling, hoe dit presies daarna uitgesien het. En dit bring ook 'n nugtere perspektief en 'n realistiese perspektief op die uitdagings binne Suid-Afrika. Dan is die laaste een wat ek sou aanbeveel is Politikrasy van Prof Koos Malan, wat 'n baie goeie boek is wat 'n perspektief gee op hoe mag in die politieke en ook die regspolitieke omgewing daarna uitsien, hoe 'n orde homself laat geld deur wetgewing, maar nie net deur wetgewing nie, maar ook deur die regsorde en hoe dit mekaar aanvul. Dit is dan ook 'n baie goeie blik op die na 94 realiteit. Hoe sekere beginsels, wat nie grondwetlike beginsels is nie, beginsels soos verteenwoordigendheid, verhef is tot amper 'n grondwetlike beginsel en dan eintlik baie omvangryke gevolge vir die mense van Suid-Afrika tot gevolg gehad het, alhoewel dit nie grondwetlike beginsels in die grondwet as sulks is nie. So dit is my 4 boeke wat ek sal aanbeveel as so bietjie wil verstaan van Suid-Afrika en die stryd van die Afrikaner om vryheid, is dit die 4 boeke wat ek sal aanbeveel.